Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën met wysheid en insig, kennis en verstand, sodat ons die waarheid van sy woord kan verstaan, dit ter harte kan neem en dit kan uitleef tot eer van hom wat op die troon van die hemel sit en wat vir ons ook in sy woord leer, dat hy kom gou en sy loon is by hom om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Mag die Here ons wysheid gee, terwyl ons vanmôre by ons laaste paar gedagtes uitkom, in die reeksie, die oudwordproses, gevare en uitdagings waarmee ons te doen kry in hierdie oudwordproses. Nou ons het al reeds so 'n klompie gedagtes hanteer. Vanmôre kyk ons na die gedagte van om krampagtig vas te hou aan my aardse besittings. Nou vriende, dis een van die gevare en een van die uitdagings in die oudwordproses, want u sien, die meeste van ons word gebore, ons gaan deur laerskool, ons gaan deur hoërskool, ons begin werk en dan leer ons om by mekaar te maak. Ons leer om vir ons eiendom te bekom en dan meubels te koop en verskillende dinge aan te skaf en dinge wat ons baie keer nie eens nodig het nie. Maar ons gaar op en ons maak by mekaar en is 'n huis vol dinge. En dan begin ons ouer word en ons moet na 'n kleiner plekkie trek, is miskien 'n tuinhuis. En dan moet ons goed minder maak en later na 'n woonstelletjie toe en later na 'n ouer huis toe. En ag vriende, hierdie groot waarheid het ek raak gesien toe ek in my eerste gemeente was, 'n oom wat 'n ingenieur was. Baie welaf, groot huis gehad en later is hy en sy vrou na 'n 2 slaapkamer woonstelletjie toe of 'n huisie daar by die aftreeoord en later is hulle na 2 kamers toe in die aftreeoord en later is die oom na 'n aparte kamer toe waar hy dan ook later gesterf het. En een ding wat die Here my kom leer is dat niks wat ons in hierdie wêreld ingebring het is blywend nie. Dis goed vriende om by mekaar te maak. Dis goed en daar is 'n dankbaarheid in 'n mens se hart wanneer jy kan werk en jy kan sekere goed koop wat jou lewe vir jou kan vergemaklik, of dit nou meubels is, of dit nou 'n voertuig is om mee te ry, of 'n huis om in te bly, of wat ook al. Maar die waarskuwing vanmôre is vir my en vir jou in hierdie oudwordproses, dat ons nie krampagtig sal vashou aan dit wat ons by mekaar gemaak het nie, dat dit nie ons God sal wees, en ons Alfa en Omega nie, want jy sien, wat ons het bepaal nie ons waarde voor die Here nie. Die Here sê ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, daarom moet ons seker wees dat ons niks uit hierdie wêreld sal wegneem nie. Dit is vir my geweldig, as ek kyk hoe mense net leef vir die hier en nou. Hulle werk, hulle katswink, hulle spaar op, hulle koop, hulle maak by mekaar, en dan wanneer hulle begin weggee, dan is daar so wrevel in hulle binneste. Daar is so ongelukkigheid, daar is so opstandigheid. En hulle wil nie aanvaar en kan nie aanvaar om dan hierdie goed minder te maak nie. Ag vriende, ek het so tyd terug gepraat met 'n gesin en die oom in besonder het baie van die goed verloor deur verkeerde besluite wat hy gemaak het. En hy's vandag 'n bitter man wat in opstand leef teenoor die Here en opstandigheid leef teenoor die wêreld, omdat hy hierdie goed waarin hy so vasgehou het verloor het. Hy bely hy's 'n kind van die Here, maar as min van die vrug van Christus in sy lewe, omdat hierdie dinge vir hom baie belangrik was. So, een van die groot gevare en die uitdagings in die oudwordproses is, dat ons die Here sal vra vir wysheid, om dan ook hierdie dinge wat ons miskien moet begin weggee en moet minder maak, dit kan doen op 'n manier wat die Here welbehaaglik sal wees. Hoor wat sê die Bybel vir ons, 'n kosbare belofte, waarin ons kan vashou terwyl ons ontslaa raak van al die ekstra dinge soos ons ouer word. Filippense 3 vers 20, die apostel Paulus sê wat ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Wat kom leer die apostel Paulus ons? Vriende, ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, ons sal niks uit hierdie wêreld kan wegneem nie, maar ons het 'n sekere burgerskap, 'n vaste burgerskap, dis in die hemele, waar Christus Jesus ons verlosser alreeds vir ons wag. Hy het vir ons 'n plek gaan voorberei, en hy sê dat hy ons eendag by hom sal neem. Hy gaan ons vernederde liggame verander, daar gaan nie 'n oudwordproses in die hemel wees nie. Ons gaan 'n dag en 'n uur en 'n oomblik beleef waar ons die Here in sy heerlikheid sal sien en waar al die smarte, die pyn en die hartseer van hierdie aardse lewe verby is. Waar ons nie gaan terug verlang na ons besittings en wat ons by mekaar gemaak het en wat ons status in die samelewing was nie, maar net die ewige heerlikheid saam met die Here Jesus Christus. So daarom wil ek by jou pleit dat jou aardse besittings nie vir jou die Alfa en die Omega sal wees nie. Dank God vir wat jy het. Eer hom dat jy by mekaar kon maak. Eer hom vir wat jy het om jou lewe gemakliker te maak. Maar ag vriende, dat jy ook maklik sal afskeid neem van hierdie goed, want dit bepaal nie jou waarde nie. Dis op die einde van die dag dinge wat die Here vir jou geleen het. Ons is maar rentmeesters vir 'n tyd lank.
Ons het niks blywends op hierdie aarde nie. Mag die Here ons ook wysheid gee daarin. Die laaste gedagte, die laaste gevaar en uitdaging vir die ouer mense en in die oudwordproses, vriende, wat dikwels na vore kom, wat ons geestelik onsself moet voorberei, is die dood van my geliefde. U sien, in die oudwordproses gebeur dit dat die man of die vrou miskien afsterwe. En dit is baie moeilik, veral wanneer hulle baie jare saam is. Ek hoor baie keer van ouer mense wat al 50 en 60 jaar getroud is. En vriende, op hierdie hoë ouderdom, wanneer jou geliefde sterwe, as jy die Here nie in jou lewe het nie, as hy nie die anker van jou siel is nie, is dit geweldig moeilik om dan deur hierdie proses te werk en dan ook met wysheid vorentoe te lewe. En dis belangrik, vriende, want u sien, wanneer 'n geliefde afsterf, is daar gewoonlik 1001 mense wat vir jou raad wil gee. Hulle wil jou voorskryf wat om te doen. Hulle wil dat jy oorhaastige besluite maak, en ek wil by jou pleit nou alreeds dat jy nie haastig sal wees nie. Die Here sê vir ons in Jesaja 28:16, hy wat glo sal nie haastig wees nie. 'n Kind van die Here is nie oorhaastig wanneer daar 'n ding gebeur soos die afsterwe van 'n geliefde nie. Hulle neem tyd om deur die rouproses te werk. Hulle werk deur die afskeid van hierdie persoon wat hulle aan die dood afgestaan het. Hulle vra die Here vir wysheid dat hy in hulle sal werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. En soos die vrou Elizabeth Elliot gesê het, haar man is vermoor en sy het hierdie geliefde man van haar aan die dood afgestaan. Het was vir haar geweldig moeilik. En sy het gesê, I have learned to do the next right thing. Sy het geleer om die volgende regte ding op 'n slag te doen. Eendag op 'n slag, want die Here gee vir ons elke dag as 'n geskenk, en so het sy deur hierdie rouproses gewerk en vriende, nie oorhaastige besluite gemaak nie. Dikwels gebeur dit wanneer 'n geliefde afsterwe, as die kinders daar, die kleinkinders daar, almal wil raad gee, verkoop dit en laat ons jou bankdienste doen en raak ontslaaf van dit en gee ma se klere weg of gee pa se klere weg. Vriende, wow, stop. Vra die Here vir wysheid en sê vir jou kinders in die liefde van die Here, luister, gee my kans om deur hierdie proses te werk. Gee my kans dat die Here deur sy genade ook in my hart sal werk om met wysheid vorentoe op te tree, sodat ek nie later sal spyt wees oor besluite wat ek maak nadat my geliefde gesterf het nie. Die man J. Adams, ek het nou al vir u baie van hom vertel, het oor 100 boeke geskryf wat handel oor Bybelse berading. Elke kwessie omtrent onder die son het hy aangespreek en u is baie welkom om sy boeke te lees. Hy het geskryf en sê, advise those who have recently lost loved ones to make no immediate great changes. Urge them to get perspective on things before making radical decisions. Male sonder taal het ek hierdie ding al gesien, dat mense na die afsterwe van 'n geliefde radikale, onmiddellike besluite maak met verrykende gevolge vir die kort, medium en lang termyn. En mag die Here vir my en jou wysheid gee, dat ons in die oudwordproses met wysheid sal lewe, sodat soos ons nader beweeg aan die dag waar ons miskien 'n geliefde aan die dood afstaan, dat ons alreeds gepantser sal wees met die waarheid van God se woord, om regte besluite te maak, ook wanneer hierdie krisistye oor ons lewe kom. Nou vriende, ons is klaar met hierdie gevare en uitdagings waarmee ons te kampe het in hierdie oudwordproses, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons groot wysheid sal gee, dat ons ook reg sal optree. Ons gaan bietjie môre begin stilstaan by hoe om waardig oud te word. Ons gaan so 'n paar oordenkings opneem oor hoe om waardig oud te word. My gebed is dat u en ek werklik die Here sal vra, Here, leer my dat ek waardig sal oud word, dat ek vrug sal dra op my rype ouderdom, dat ander Jesus Christus in my sal sien, dat hulle my lewe sal navolg, soos ek ook die lewe van Christus navolg. Dis tog die begeerte van my en jou hart as ons kinders van die Here is, om so te lewe, dat ander mense na ons kan kyk en sê, ons wil ook die Here Jesus dien en lief hê, soos hierdie oom, soos hierdie tannie, soos hierdie man en vrou die Here lief het en dien. Vriende, mag die Here vir ons wysheid gee, insig, kennis en verstand, sodat ons hom in alles welbehaaglik kan wees. Groete vir u, mooi dagie verder. Tada.